Goeiemôre aan julle almal. Julle dink seker ek het van julle vergeet, maar ek het nie. En al sou ek van julle vergeet, moet julle weet die Here sal julle nooit vergeet en julle nooit in die steek laat nie. Ja, dis skuins voor Kersfees. Volgende week is dit Kersfees. Nou ja, Kersfees. Oral lei die klokkies, almal praat oor Kersfees, maar dit moet eintlik Christusfees wees. Want ons moet 'n fees hou omdat Jesus vir ons gebore is. Is dit nie belangrik nie? Dit is vir my die mees belangrikste. Ek gaan vanmôre 'n bietjie nagmaal saam met jou hou. Bietjie later is gewoonlik, maar ek was 'n bietjie bedrywig vanoggend en ek gaan nie vandag mis nie. Hierdie woord is vir jou. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan Christusfees hou. Hy is vir ons gebore, Immanuel, God met ons. Dankie Jesus dat U gekom het. Dat U kans gesien het om mens te word. Here, om verloon te word, om te sterf aan 'n kruishout en dan vir ons U lewe te gee sodat ons 'n lewe in die hemel kan hê as kinders van God. Wow. Grootste storie van alle tye. Jesus Christus. Dankie Here. Dankie Here, aanvaar vanoggend ons woord. Is my gebed in Jesus se naam. Amen. Nou ja, vanoggend wil ek stil staan, so 'n bietjie by die woord en baie keer vergeet ons waaroor Kersfees gaan. Kan ek vir jou lees Matteus 1 vers 23. Dan kom daar 'n engel. Kom van vers 20. Maar terwyl hy dan in gedagte gehad het, verskyn 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en sê: Josef, seun van Dawid, moenie bevrees wees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Wow, Josef, hy weet nie lekker wat hy aangaan nie, maar hierdie girl aan wie hy verloof is nou swanger, en hy het niks daarmee uit te waai nie, maar hier kom die engel sê, hy, moenie bekommerd wees nie, die Heilige Gees het haar bevrug, en sy sal 'n seun baar. Hoe weet hy dit? Dit was so bespreek, dit was so beplan, die redder van die wêreld sou sy dra. Hoor mooi, en jy moet hom Jesus noem. Interessant, nie Jesus Christus nie. Hy was die persoon, hy was die mensie, hy was die babietjie. Sy naam is Jesus. Later word hy Jesus Christus, toe die Heilige Gees op hom kom neerdaal het, né? Want dit is hy wat sy volk van hulle sondes gaan verlos. Verlos, wat beteken verlos? Wegvat, nooit weer sien nie. Verlos beteken verlos. En dit het alles gebeur sodat die woord vervul sal word wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en julle sal hom Immanuel noem. En dit beteken, as dit vertaal is, God met ons. Ek wil daarby bly. God het 'n plan. En sy plan was Jesus Christus. Hoekom? Want die ou verbond was alles gegaan oor straf, oor wette, oor harde feite. As jy dit doen, gaan dit gebeur. Vir elke wet was daar 'n straf. Jesus kom en hy word gestuur as 'n seentjie in 'n krib gebore. Uiteindelik wil hulle hom doodmaak. Hy moet vlug na Egipte toe. Dan word hy groot in 'n wêreld wat nie vir hom lekker was nie. Moenie vergeet dat hy in 'n krib gebore is nie. Nie in 'n hotel of in 'n hospitaal, hierdie fantastiese 5-ster behandeling nie. Nee. Hy word gebore dat die gebrokenes en die armes en almal kan weet dat Jesus kan met vir almal vereenselwig. Selfs die armes van die armstes kan met hom vereenselwig. Jesus Christus word gebore. 'n Seun is aan ons gegee en julle moet hom Immanuel noem. Want dit beteken God is met ons. Van daai tyd af tot nou toe. Al wat gebeur het, hy het groot geword, uiteindelik 30 jaar oud, en toe kom die Heilige Gees op hom, onthou jy, in hom, hy kry dit, toe word hy Jesus Christus, hy gaan, vir 3 jaar gaan hy, en hy bedien die hele wêreld saam met sy disippels, en dan sê hy, ek gaan julle nou los, maar ek het vir julle goeie nuus, ek gee vir julle my Gees, Christus, wat nou in julle gaan bly. Is dit nie 'n mooi verhaal nie? Ek het dit nooit eintlik so verstaan nie. En dan kom Christus, almal wat hom aangeneem het, hy mag gegee om kinders van God genoem te word. So wie die seun het die lewe. Daarom is ek en jy vandag kind van God is, woon sy Gees in ons. En dis wat belangrik is. Hy bly by ons, hy is in ons, hy is oral. Hy het 'n belofte gemaak. Hy is nie net meer op een plek nie.
Hy's reg oor die wêreld, is sy gees. Ja, sy gees is in ons. Christus, die Seun van God, sy gees wat in ons is. Wow. Ons moet dit vier. Ons moet dankie sê. Dis hoekom dit 'n Christusfees is. Nie Kersfees nie, niks met kerse uit te waai. Dit het alles uit te waai met Jesus Christus. Ek wil hê vanmôre met jy saam met my. Sommige net in die geloof, daar waar jy is. Ek weet, is baie meer mense wat nagmaal saam met my gebruik, as wat ek ooit gedink het. Ek kom dit eers so van tyd tot tyd agter. Dit is vir my wonderlik, dankie dat jy dit doen. Dit laat my so goed voel, as jy saam met my, maar dit is geloof. Geloof is om saam met 'n ou nagmaal te hou, en jy ken hom nie eens nie. Maar jy weet, dit is nie 'n Dawie-fees hierdie. Hierdie is 'n verbondsmaal. 'n Christusding. 'n Christusfees. Ek wil hê vandag, vat hom. Jesus sê, dit is my liggaam, wat vir jou gebreek gaan word. Neem dit, eet dit, maak dit deel van jou, sodat jy deel van die oorwinning kan wees. Kom en doen dit vandag, saam met my. En ons vier Christusfees met nagmaal. En dan die wyn, koeldrank, wyn, net wat jy wil. Het gaan nie oor wat hier binne is nie, het gaan oor wat hier binne is. Jesus het gesê, dis my bloed, simbool, wat vir jou gestorf gaan word, sodat jy die ewige lewe kan hê, sodat jy kind van God genoem kan word. Is dit nie wonderlik nie? Geloof is om iets te spreek wat jy nie kan sien nie, maar weet dit is so. Vandag in die geloof vat ons hierdie verbondsmaal en sê, dankie Here, dankie Vader dat Jesus gestuur het, sodat ons die ewige lewe kan kry. Kom ons geniet hierdie wonderlike viering vir wat Jesus gedoen het. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie dat jy Jesus gestuur het. Hy het dit nie maklik gehad nie. Maar Here, hy het dit gemaak, voluit tot by die kruis. Hy het die wenpaal gemaak. Hy het gesê, it is finished, afgehandel. Hy het dit gedoen, sodat ons wenners kan wees. Dankie daarvoor. Here, seën elke persoon, en ook in hierdie tyd, hierdie Christusfeestyd, dat hulle almal sal bewus wees van Jesus Christus. Amen. Geseënde tyd wag vir jou. Ek sal volgende week, as dit die wil van die Here, sal ek die boodskap bring, en ek gaan my bes probeer om dit elke dag te doen. Ons gaan eers Januarie se kant, as alles goed gaan ons bietjie weg op vakansie, maar ons is hier rond, en ek wil graag hierdie boodskap bring, dit is vir my belangrik. Jy moet nooit vergeet, hoe lief hierdie Jesus jou gehad het, dat hy sy lewe gegee het, en hoe lief God jou gehad het, dat hy sy seun gestuur het, omdat hy jou in gedagte gehad het. Dis hoekom ek altyd sê, jou beste is op pad. Totsiens, tot die volgende keer.